Julle ken hom as Dr. Konrad Bester by die Binneland Kliniek, maar vandag gesels ek met die een en enigste Heitjie Berg en hy vertel vir ons van 'n baie interessante projek waarmee hy besig is. Heitjie, baie welkom hier by. Goeiemôre. Good morning. Môre Pieter, is lekker om hier te Lekker om jou so vars te sien. Maar Ja, is wonderlik vroeg op in die oggende hier saam met julle. vertel vir my van daai projek. Ek meen nommer 1, jy is betrokke by so baie projekte, maar hierdie is die een wat spesifiek vir jou baie na in die hart. Ja, so die projek is Hope Again. Okay, dis nie eintlik 'n projek nie, dis 2 rehabilitasiesentrums wat ons het, een in Potchefstroom en een in Bloemfontein. So dis vir addicts en alcoholics. En ons bestaan al 8 jaar. En ons probeer almal te help. Okay? Ek ken die rehabilitasie spasie daar buitekant en die eienaar wat Hope Again begin het lank vir my gesê, "Heitjie, asseblief man, kom net so toe, kom kyk wat ons doen en alles." En ek het nog nooit regtig 'n pad gestap met 'n rehabilitasiesentrum nie, want dit het al gebeur in die verlede wat mense na my toe kom en ouers sê vir my, "Man, my kind is 'n cat addict of 'n coke addict," whatever the case may be. En dan het ek hulle verwys na 'n kliniek toe, maar dan kom die kind nie skoon nie en dan word ek geblameer. En toe vir jare het ek gedink, man, jy weet, ek wil nie betrokke wees nie. Maar toe my boek gelons het laas jaar in September, toe is ek in Potch, toe sê Frikkie, man, kom kyk net hoe lyk die plek en ek gaan so intoe en toe ek daar instap, toe sê die Here vir my, jy moet jy betrokke raak. En die wonderwerke wat ons daar sien is ongelooflik. Nou, dit is 'n betaal rehab, maar dis letterlik minimaal, dis 10 of 12,000 rand 'n maand, dis niks nie, maar my werk is om geld in te samel om die ouetjies wat nie te kan betaal nie, om hulle te support. Omtrent so 30% van die ouens daar so is gratis. En tipies wat jy ook doen is jy vat dan 'n ou van die straat af. Jy het vinnig 'n storie vertel ook van hoe jy iemand gekry het wat letterlik 20 jaar op straat was. Ja, so ons wil almal help, letterlik. Ons kan nie almal op dieselfde tyd help nie, want rehabs is duur. Jy weet, in die program wat ons gee is amazing, maar ons het nou die dag so 4 maande terug, is daar so 'n ouetjie wat daar saam met ons, hy het 20 jaar in die bosse gebly. En ek het hom al voorheen lank terug na 'n rehab toe gevat, hy het nie skoon gekom nie. Ek het toe vir my plek gekry en Hope Again, ons het hom gevat. Man, die ou lyk soos 'n nuwe mens. Hy het tande, hy het 'n leierskapsposisie. En is lekker om te sien, jy weet, as die ouetjies begin regkom. Ja, ag, en is na in my hart, jy weet, want ek is lief vir addicts en alcoholics. Ek is lief vir hulle. En as deel van hierdie projek om ook geld in te samel, het jy 'n baie interessante mannedag of wat is dit jy beplan? So ek het begin om te adverteer as 'n manneoggend en ja, dit is 'n manneoggend, dis die 31ste Mei, okay? En so ek wil geld ingesamel het vir Hope Again. Ja. Maar ongelukkig is 78% van my database is vroue. So ek sê vir die vrou, koop 'n kaartjie vir jou man, jy weet, om deel te raak. En so dis 'n online net 'n oggend van motivering en inspraak in die lewe en inspirasie. Dis maar R297. Jy kry 'n gratis boek. Jy weet, ek het nou my 3de boek uitgebring. Stuur vir hulle 'n gratis boek. Hulle word deel van 'n gemeenskap online. Ek dink veral mans het so gemeenskap nodig. Jy weet, waar ons met mekaar kan praat, iron sharpening iron. En dit is letterlik net 'n 2 ure oggend van 'n bietjie inspirasie, motivering en ja, van daai proceeds gaan Hope Again toe. So dis lekker wat hierdie projek kan betref, maar jy word genooi om weet by besighede die mense 'n bietjie te gaan motiveer. Ja. En dis ook vir jou lekker. Hoekom is dit vir jou so lekker om net mense te motiveer en mense bietjie die ander kant van die tonnel te laat sien? So, Dis 'n lang antwoord, ek weet, maar jy het tyd, hoor. Goeiemôre. So ek moet sê ek het die laaste paar jare nogals baie in korporatiewe omgewings inbeweeg. En ek het 'n hart om mense oor beperkende gedagtes te kry. Jy weet, ons almal sukkel met die Engelse woord is limiting beliefs. Want ek het soveel limiting beliefs gehad. Ek onthou in graad 2 toe sê die onderwyser voor my en my ma vir my, hierdie kind gaan in die tronk beland. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar aan huis toe gegaan en ek het so my Bybel vasgehou en ek het myself doodgehuil en gedink, hoekom gaan ek in die tronk beland? Maar dit het by my gebly. Daai leen het by my gebly. Toe het ek later in die tronk beland. Dit's baie powerful, né? En so toe ek sien die krag van as jy regtig begin verstaan wie jy is en jy 'n ander denkwyse begin aanleer, wat jy kan vermag. En so ek word deesdae my dagboek is vol vir 2025. Dit is regtig lekker. Ek doen baie damesoggende organisasies, maar die corporates het vir my lekker geraak. En so ek geniet dit om te sien as daar 'n penny drop, jy weet, in iemand se as daar 'n penny drop en hy gaan uit en 'n ou oorkom 'n vrees of 'n of een van sy limiting beliefs en hy kry die resultate wat hy wil uit die lewe uit. Jy weet, almal wil 'n beter lewe lei. Baie min mense weet om uit te kom want skool
leer dit nie vir jou nie. Skool leer nie vir jou hoe om 'n visie vir jou lewe te hê, hoe om 'n plan te hê, hoe om daarby uit te kom, hoe om die selfdissiplines in plek te sit nie, want dit is pynvol. Dit is pynvol, dit is seer, dit is verandering. Dit is nie lekker nie. Ja. En so meeste mense bly maar in hulle comfort zones. Almal sê ja, ek gaan uit my comfort zone uit, maar min mense klim uit hulle comfort zone uit. Dis die ding. So dis my lekker om te sien hoe om iemand te push en om mense accountable te hou. So dis lekker, ek doen 'n hele paar groot corporates nou. Ek het die voorreg gehad om in Ierland 'n ding te doen met 'n Fortune 500 company, Wow. met hulle CEO. So beweeg nou in ander kringe, nê? Ja, ander kringe. Pieter, jy is altyd my here. So ek wil graag vir mense, jy weet, ons is heitjieberg.co.za. Ek dink dit staan iewers op die skerm, heitjieberg.co.za. Gaan so intoe kyk wat ek doen vir die mannedag. Dit sal lekker wees as julle inplak. En dames, julle kan deel wees daarvan. Ja. En dit sal 'n voorreg wees om julle almal te kan ontmoet. Ek is baie lief vir mense en ek wil sien hoe mense thrive. Maar net voordat ons nou heeltemal weer aanbeweeg oor die geselsies en die dinge, dankie ook vir daai inligting. Ja. Televisiewerk, filmwerk, enigiets soos, is dit 'n bietjie tersyde, voel jy dis nou? Nie regtig nie. Daar is 'n nuwe seisoen wat in my lewe besig is om te gebeur. Daar is ek is maar nog Dr. Bester op binneland. Lekker. Ek weet nie hoekom ek opereer nie, want almal gaan dood as ek opereer, jy weet. Maar Maar hytjie, as daar ooit plek is, syne wil jy graag inkom? Ja, ek Ons sê seker mos daar's vroeër, jy plek, moet begin inkom kon as Konrad Bester. Jy Ja. kry 'n facelift en nee, daar is 'n paar films op die horison en daar is 'n ander reeks wat vir my wag. So, ag, dis vir my lekker. Lekker. Net so vinnig weer, Mannedag, hoeveelste Mei? 31. 31 Mei die oggend, heitjieberg.co.za. Is baie goedkoop. Kom join ons, ja. Dankie my liewe vriend vir die heerlike kuiertjie. Moet jy nie weggaan nie. Net hierna gesels ons verder. O, manne, wat 'n lekker goeiemôre.